Skoon is Lukas 16, daar hierdie fout ingekom nie. Net verder bladsy. En daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. Skoon. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelei het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterf en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, en die Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy 'n goeie ding in jou lewe ontvang het en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles daar tussen ons en julle groot kloof gevestig, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan aan julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, Heer, Vader Abraham, as iemand by die dode sal gaan, hulle gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sal iemand ook uit die dode opstaan. Wat 'n verskriklike woord is dit wat die Here met ons deel hier. En die onderwerp vanmôre is die geesteswêreld. Ons is op pad soontoe. Meer lank nie sal ons almal in die geesteswêreld inbeweeg op een of ander manier. En dit is goed dat mense sien wat daar aangaan, hoe dinge daar lyk en wat ons gaan beleef as ons daar kom. Ons kan nie net op die tydelike dinge fokus nie. Baie mense doen dit. Vir hulle is net hierdie aardse bestaan al wat belangrik is. Maar ons is 'n tweeledige lewe waardig. Die tydelike lewe en dan ook die ewige lewe. Die ewige lewe is nie net die lewe van kinders van God nie. Die mense in die hel het ook die ewige lewe. Hulle kan nie sterf nie. Hulle is ook vir ewig daar. Is ongelukkig waar. Maar 'n mens wat eendag sterf sonder Jesus het 'n lewe, die ewige lewe, maar nie die ewige lewe saam met God nie. Dit is in die hel. So dis 'n ding wat 'n mens nie moet miskyk nie. As jou saak met God nie reg is nie, gaan jy op die ander kant vir ewig lewe. As jou saak met God reg is, gaan jy aan die ander kant vir ewig saam met God in die heiliges lewe, die engele en so meer. Maar daar bestaan 'n werklike dimensies wat ons nie nou fisies kan waarneem nie. Daarom moet ons daaroor praat, laat die mense dit hoor en laat ons in die woord van God sien. Dit is daar en dit werk en ons het daarmee te doen. Nie altyd direk nie, maar indirek is ons altyd besig met die onsienlike dinge. Altyd. Want jou siel en jou gees leef reeds in daai dimensie, maar die liggaam laat nie toe dat ons dit beleef soos ons moet nie. So, deur die geloof kan ons nou ook hierdie dimensie betree. In Hebreërs 11 vers 1 sê die geloof dan as 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So as jy geestelik die kind van God is en jou geloofsoog is oop, dan kan jy al reeds in 'n sekere sin inkyk in die geesteswêreld. Paulus sê ons kyk nou deur 'n spieël en 'n reis of 2 dinge agterstevore. Maar eendag sal ons van aangesig tot aangesig sien. So ons kyk na die goed, ons weet is daar, ons lees daarvan en ons registreer dit in ons harte en in ons verstand, maar die oog, die fisiese oog en die oor het nie kontak daarmee op die stadium nie, want God het dit so gewil. Hebreërs 11 vers 27 sê, byvoorbeeld, deur die geloof het Moses Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. Sien, Moses se geestesoog was oop.
En hy het volgehou om die onsienlike te sien. En sy fokus was gerig daarop, nie op die groot tempel en paleis in Egipte nie. Hy sê, kom ek loop, ek soek dit nie. My oë sien ander goed as wat die mense hier sien en beleef. So Moses het reeds daardie dimensie in 'n sekere sin betree, maar die dag toe hy sterwe, toe sien hy iets anders. So daar was al mense wat aan die ander kant gesien het. Op die aarde is daar soms geleenthede wat God skep, waar mense deurdring deur hierdie skans wat deur die liggaam en ons beperkings gestel word. Dan is daar mense wat sien as die gordyn oopskuif. Hier is 'n verhaal van Lukas 16, dis natuurlik nie 'n gelykenis soos in Bybel staan nie, dis 'n verhaal waar Jesus vir onsself die gordyn oopskuif en vir ons wys wat gaan aan die ander kant aan. En dit moet ons glo, want dit is een van die rykste en die mees belangrikste gedeeltes wat God vir ons gee om na op te let, sodat ons kan 'n onderskeid maak, sodat ons kan sien wat aan die ander kant aangaan en sodat ons kan regmaak dat ons as ons lewe draad geknip word, ons op die regte plek ons oë oopmaak, nie soos hierdie ryk man nie. Lazarus, en daar is baie mense wat kwalifiseer en diskwalifiseer vir dit. Nou, daar's 'n verhaal in 2 Konings 6, waar die Arameërs vir Elisa gesoek het. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan, sê hy, en uitgaan was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. Dis nie regte perde gewees nie, wat hulle toe gesien het nie. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En nou word die man se oë oopgemaak, om nie net hierdie te sien, maar die ander, wat daar ook is. En die les, sy oë oopgemaak dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Die goed bestaan van altyd af, en ons kan dit nie sien nie. En daarom moet ons nie twyfel aan ons gebede nie, want ons weet nie wat gebeur hier aan die ander kant met ons gebede nie, en so meer in ons geloof. Maar toe die Arameërs kom om Elisa te vang, toe sien die ou Gehasie maar net hierdie klomp mense rondom, soldate en perde en strydwaans, maar hy het nie gesien wat daar werklik is nie. God open sy oë, en hy wys vir hom, hier is meer as wat jy hier sien. En hierdie man het sekerlik geskrik toe hy die goed sien, maar toe skep hy moed en toe begin die oorwinning kom, want daai magte het saam met God se mense gewerk, Elisa en Elia en sy vriend. So daar was al mense wat dit besoek het, soos 2 Korintiërs 12, waar Paulus praat, ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man, of dat in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys, en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Paulus is in die paradys. Die paradys is 'n voorportaal van die hel, ons sal daarna kyk. En daar hoor hy goed wat gesê word, wat hy nie mag sê nie. Hoekom weet ons nie? Dit word nie gesê nie. Maar Paulus skryf dit en hy sê, ek het 'n verskriklike belewenis gehad. En nou is hierdie vlees so lekker lus om 'n bietjie te roem daarin. En God sê, jy mag nie roem in hierdie dinge op die aarde nie. En God stuur 'n demoon om Paulus met die vuist te slaan en te tuister, dat hy nie in hierdie ding mag roem nie. 'n Demoon wat hom aanhoudend, hy sê, ek het 3 keer gebid dat hierdie demoon van my wyk, maar God sê nee, my genade is vir jou genoeg. So, die fisiese skei ons van hierdie dimensie en geestelike werklikhede. Dis ons liggaam wat keer, dat ons nie dit sien en daarin kan beweeg, want ons nie veronderstel om dit nou so te beleef nie. Niemand is veronderstel nie, behalwe as God jou daarin vat. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê ons wat gebeur, want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek het, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Dis die ewige lewe. As die fisiese tentwoning hierdie liggaam afgebreek word, dan gaan hierdie dimensie oop
En dan sal ons sien dat hierdie lyding wat ons hier gehad het, was die moeite werd. Dit alles is 'n ontsettende doel. En Paulus sê in Romeine 8, ek reken aan die lyding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons openbaar gaan word nie. So ons moet dit in gedagte hou. En dit is hoekom ons hierdie dinge moet hoor, om ons besig te hou daarmee, om in ons harte 'n visie vir die ewigheid te ontwikkel, en om betrokke te wees in die geloof in hierdie dinge, soos Paulus sê, die lyding van die teenwoordige tyd gaan nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons openbaar gaan word nie. Ons wil nie ly nie, maar dis ook reg. Maar is seer, maar hierna gaan God vergoed. 1 Korintiërs 15 sê, daar is hemelse liggame en daar is aardse liggame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Ons het 'n heerlike liggaam, 'n liggaam wat in baie opsig verheerlik word. Wanneer ons kinders van God word, betree ons 'n dimensie van verheerliking, afgesien van die feit dat ons nog nie kan ingaan en insien daar nie. Ons besef nie altyd wat ons ontvang en wat ons word, as ons harte en lewens met Jesus deel nie. Dit is die hemelse liggaam. Hy woon hier binnekant, of sy, en het word of sy word beperk deur hierdie aardse liggaam. Daar is hemelse liggaam en daar is aardse liggame. So, dit is hierdie dinge wat ons soms so bedroog en hartseer maak, as ons besig hou net met hierdie dinge, en dis kant. Maar die oomblik as ons in die geloof begin kyk soos Moses, om die onsienlike te sien, dan begin dimensies vir ons oopgaan, dimensies van hoop en verwagting, en ware gebed, kommunikasie met God. Baie mense kommunikeer nie regtig met God nie, omdat daai dimensie vir hulle nie werklik opgaan nie. Ons moet by gebed uitkom wat die hemel oopmaak vir ons. Ek praat vinnig oor die afdelings in die geesteswêreld. Dis maar net om vir dit te wys wat die Bybel daarvan sê, wat partymal nie duidelik uitstaan nie. Die eerste is die hemel. Markus 16 sê, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Jezus sit aan God die Vader se regterhand. En hy is nou nog daar. Stefanus het hom gesien staan toe hy gestenig is aan die regterhand van die Vader. Of Jezus gestaan het om triomf uit te roep oor hierdie eerste martelaar, weet ons nie. Hy het beslis nie gestaan omdat hy op pad was om terug te kom, nie, hy is besig, hy werk. Maar die oomblik toe Stefanus stenig, toe staan hy op in sy triomf, en hy sien, my kind se siel is op pad my toe. En dit het Jesus bly gemaak. Want so is die kerk geopen, deur 'n martelaar, wat gesterf het. Romeine 8 sê, Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Dis wat Jesus doen. Hy tree vir ons in, hy is langs die Vader, maar almal werk deur hom na die Vader toe, die Vader werk deur hom na ons toe. So hy tree vir ons in by die Vader. Hy is ons regter, hy is ons advokaat. En hy sit daar by die Vader, miskien staan hy op soms, en hy praat met die Vader en sê, daar is iemand wat nood is. Ek wil gaan om my persoon te help, of dit of dat. Wat ook al. Maar die grootste gesprek, dink op hierdie oomblik, gaan oor die terugkom, die wederkoms, die wegraping van die kerk, waar Jezus, ek glo met die Vader en die Heilige Gees geweldig intensief deel, oor die gebeure wat op hande is, wat nou, ons is op die drempel om dit te betree, wanneer ons as kinders van God, die werklikheid sal oopgaan, en wat gaan ons sien? Ons gaan Jezus sien. Die ander goed sal in sy agtergrond wees. Ons gaan hom sien, soos hy is. En as ons hom kyk, sê Johannes, wanneer ons hom in sy oë kyk, gaan ons verander word. Ons gaan verander word, want niemand kan in sy oë kyk en dieselfde bly nie, want uit Jesus Christus se oë om 'n geweldige stroom van mag en krag en autoriteit en lewe, en natuurlik die dood op. Daar gaan 'n swaard in sy mond, waarmee die vyande vernietig. Maar sy oë, wanneer hy toornig is soos 'n vuurvlam. Wanneer sy kinders kom haal, gaan daar net 'n
geweldige golwe van liefde uitstraal en ons gaan vir ewig betrokke raak met hom. Johannes sê, as ons die hoop op sy wederkoms het om hom te sien, hy sê elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Met ander woorde, as ons hierdie onsigbare dimensie beleef en betree in die geloof en deur die waarheid van die woord van God, dan begin ons van hierdie aardse dinge losraak. Dit word opgelos deur die geloof. Dan begin die mens binnekant ontwaak en sterker word en groter word. Daar is 'n ander plek, die hel. Dis nie waarvan ons nou gelees in Lukas 16 nie. Ons sal daarby kom. Matteus 25 sê, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Dis die hel, 'n ewige vuur. Openbaring 20 stel dit so, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewens in die poel van vuur gewerp, dis die hel. Daar is nog niemand daar nie. So, ons het gelees van die doderyk, ek wil net daaroor iets sê. Die doderyk is 'n voorportaal van die hel. Mense wat sterf nou, wat Jesus nie ken nie, gaan na hierdie plek toe. Dis 'n gevangenis. Dis 'n voorportaal. Hy's onder die aarde. Hy sit op sy kop hier. Onder in hierdie aarde is daar 'n vakuum. Daar's duisende miljoene mense daar. En toe die ryk man sterwe en die Lazarus sterwe, toe daal hulle af na die doderyk toe. In al die tekste in die Bybel, waarvan die doderyk waarna te verwys, is dat hy in die hart van die aarde is. Dis 'n voorportaal van die hel. Dis net so warm, dis net so verskriklik, dis afgryslik, maar dis nog nie die hel nie, want die oordeel het nog plaasgevind nie. Deuteronomium 22 sê Jesus, 'n vuur is aangesteek in my toren en het gebrand tot in die doderyk daaronder. Dit het met die geesteswêreld te doen, want die doderyk ontvang geeste en siele. God sê, 'n vuur is aangesteek in my toren teenoor hulle wat hom verwerp en brand tot in die doderyk daaronder. So, dis nie 'n plek daar ver nie. Ons moet dink aan wie is hier onder ons, in hierdie afgryslike plek. Wie is op pad soontoe met wie ek dalk te doen het in hierdie lewe, en ek doen nie genoeg om my mense te keer, dat hulle daar beland nie. Is dit nie verskriklik dat mense soms 'n kind van God word, en niks omgee vir ander mense nie? Dat hulle maar verbystroom hier af, en in die ewige gevangenis gewerp word, terwyl ons doodstil is. Die woord sê, oor hierdie waarheid nie. Lukas 16 het ons gelees, en die ryk man het ook gesterwe en is begrawe, en toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van verre van Lazarus aan sy boesem, en toe begin hy roep, toe begin hy bid. Hy moes hier gebid het, dat God vir hom perspektief gee op die lewe, maar sy lewe was gefokus op dit wat hy geniet, en dit wat hy het, en op die status waarin hy gestaan het seker, want hy purper en fyn linne gedra, dat beteken hy was 'n vors van iets. Hy het daarop gefokus, dit was sy lewe. Maar hier is 'n ryk, hier is 'n arme man, en daar lê hy smag na net 'n bietjie water en 'n bietjie kos, en loop verby hom elke dag. Abraham sê dit vir hom, maar is te laat. Dis selfs te laat vir sy broers, as hulle nie bekeer nie, want hulle was ook seker in dieselfde dimensie as hy. Maar Abraham sê vir hom, nee, jy gaan nie iemand oortuig as jy uit die dood uit opstaan en vir hulle gaan preek nie. Dit werk nie so nie. Mense verhard hulle harte, hulle sal skrik en weghardloop en sê ons het 'n spook gesien of so iets. Hulle gaan nie luister nie, want hulle sê hierdie Gees het vir my goed gesê wat ek nie glo nie. Jy glo deur die woord van God, nie deur mense wat uit die dood uit opstaan nie. So dat dit nie gewerk nie, sal ook nie werk nie. Dis die doderyk. Die ander deel
in daai tyd van die onderaardse dimensie was die paradys. Die paradys en die doderyk was daar gewees in dieselfde gedeelte het ons gelees, waar Abraham sê, daar is tussen ons en julle, die gesaliges en die verworpenes, 'n groot kloof. Jy kan nie daar oorspring of waardeur kruip hiernatoe nie. Jy kan ook nie so toe gaan nie. Dis tussen mekaar, daar kan nie oorgegaan word na mekaar toe nie. 2 Korintiërs 12 sê, en ek weet van so 'n man, dis nou weer Paulus wat sê, of die buitenliggaam was, weet ek nie, God weet het dat hy weggeruk is in die paradys. Nou moet ek verduidelik, hoe hy weggeruk is na die paradys en hy afgegaan het nie. Efesiërs 4 sê vir ons, toe Jesus gesterf het en begrawe is, in sy graf gelê het en opgestaan het, het hy gevangenes gevange geneem en het hulle weggevoer na die paradys. Die feit is dat die paradysgedeelte op daai stadium toe Jesus opstaan en hulle versamel wat aan hom glo, soos Abraham en Lazarus en duisende ander, het hy saamgevat, lees Efesiërs 4, en het hulle gevat na 'n plek van heerlikheid, want dit is nie lekker hier nie, 'n plek van heerlikheid wat genoem word die paradys. Toe Jesus sterf aan die kruis, toe sê hy vir die rower aan sy regterkant, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En hulle is op, dis bo, dit was eers onder gewees. Met Jesus se opvaarding het hy hulle saamgeneem. Lukas 23 sê, wat ek net genoem het, hy sê vir Jesus, dink aan my Here wanneer jy in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou, dis die voorportaal van die hemel. Mense wat sterf in Christus, hulle siele gaan soontoe as jy jou asem uitblaas. Daar word jy ontvang deur heerlike wesens, dalk Jesus self, deur geliefdes wat daar is, en jy gaan in heerlikheid in afwagting staan en leef totdat die oordeel kom. Hulle in die doderyk wag vir die ewige oordeel, die groot wit troon oordeel in Openbaring 20:21. Die kinders van God wat in die paradys is, wag vir die Bema oordeel, die regterstoel, waar Jesus gaan sit en met almal deel oor ons lewe op aarde. Niemand word daar weggestuur hel toe nie. Jy word beoordeel. 2 Korintiërs 3 is die hoofstuk wat daaroor handel, wat jy gerus moet bestudeer, waar die Bybel sê, daar gaan mense voor die regterstoel verskyn, en hulle werke gaan getoets word deur vuur, die wat hulle lewe gebou het met goud, silwer en kosbare stene, gaan loon ontvang. Weet nie wat alles nie, krone en so meer as 5 krone. Die wat sy werke verbrand word, wat bestaan uit hout, hooi en stoppels, sy werke gaan verbrand word. Maar hy sê hulle sal gered word, maar soos deur vuur heen. Ons weet nie hoe dit gaan wees nie. Om deur vuur heen skoongemaak te word en gered te word om in die hemel te gaan. Jy is klaar kind van God, maar jy moet reg gesien word. Want jy was ongehoorsaam, en onbetrokke, en onproduktief. Dis hout, hooi en stoppels waarmee mense bou. Moet dit nie aan jouself doen nie. Dan is daar nog 'n plek in die geesteswêreld wat genoem word Tartarus. Dis die gevangenis van engele. Dis 'n bewaarplek waar engele wat saam met Satan gesondig het, sekere kategorieë van engele bewaar word vir die oordeel. Petrus sê in 2 Petrus 2 vers 4, dat God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle, soos in ons Bybel staan, die hel, die Grieks Tartarus gewerp word en aan kettinge van duisternis oorgegee het om vir die oordeel en bewaring gehou te word. Al die engele wat saam met Satan gesondig het, is nie daar nie. Daar is baie van hulle hier rond, die bose geeste. Maar hierdie was magtige engele wat moet vasgehou word sodat hulle nie kan verwoesting aanrig nie. Hulle is daar in duisternis vasgebind en word bewaar vir die oordeel. Dis net soos daai 3 engele by die Efraat-rivier, 4 engele, wat gehou word in die groot verdrukking en losgelaat word om 1/3 van die mense van die aarde dood te maak. Hulle is nou daar, hulle sit daar vas.
Judas praat ook hiervan en sê die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, na hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeelde van die groot dag met ewige boeie onder duisternis bewaar. So hulle praat altyd van hierdie plek, die Tartarus, waar magtige engele is. God gaan hulle in verskriklikheid oordeel. Dit is engele gewees, wat die wonders van die hemel beleef het, wat die heerlikheid van God geken het, dag en nag, vir ewig terug in sy teenwoordigheid. En het draai teen God, om seker te dink, hulle gaan nou die weermag vorm, wat God se weermag gaan omvergooi, want hulle is die magtiges. Hulle het nie reg gekom nie. Daar is nog 'n plek wat genoem word die bodemlose put in die geesteswêreld. Openbaring 9 sê, en toe die 5de engel blaas, sien ek 'n ster. Dis 'n engel wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. En hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put, soos rook van 'n groot oond. En die son en lig is deur die rook van die put verduister. En daar is ook afgryslike wesens in daardie put. Lees Openbaring 9. Goed wat so skorpioene lyk. Dis ook maar so demoniese magte en goeders. Hulle kom daar uit, en dan gaan die mense 5 maande lank pynig so skorpioene. Openbaring 20 praat en hy sê, ek het engele die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond. Selfe ding. Dis nadat Satan daarin gegooi is en hy gebind word. Met 'n groot ketting in sy hand. Ja, is nou waar hy gegryp en die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en het hom gebind 1000 jaar lank. So in Openbaring 6:19 kom hierdie goed uit die put uit. Hulle is hier rond. Ek weet nie of hulle terug gaan nie, maar dan kom daar 'n engel op Openbaring 20 en hy gryp Satan en hy bind hom vir 1000 jaar lank in hy selfe put. So dis omtrent die perspektief op die dinge wat ons nie met hierdie oë sien, maar wat die Bybel vir ons oopmaak en leer, en wat wel bestaan, so seker as wat ons bestaan. Nou kyk ons net kortliks na watter persone is in die geesteswêreld. Dit gaan baie vinnig wees. In hierdie dimensie waar ons oë en ore nie kan funksioneer nie, is daar persone. Eerste is God. Genesis 1 vers 1 sê, begin het God die hemel en die aarde geskaap. Verder sê die Bybel, vir Moses en almal, niemand kan God sien en bly leef nie. So God is 'n bietjie verberg in die geesteswêreld. Daar is aardsengele, daar is 2 van hulle oor, nadat Satan gesondig het, is Michael en Gabriel, is die hoofengel in die hemel. Dan is daar serafs, Jesaja 6 praat van hulle, en daar is gerubs, wat op baie plekke bespreek word, soos in die Jesegiel 1 en 10. Die Bybel sê, God ry op die gerubs, ons weet nie hoe werk dit nie, maar dis rytuie, maar is ook lewende wesens. In Openbaring sien ons hierdie gerubs, 4 aangesigte, en hulle is rondom die troon van God, en in die groot verdrukking gaan hulle 'n geweldige groot rol speel in die gebeure op die aarde, hierdie gerubs. Daar is ook engele, normale engele, hulle kan ook nou nog soms met mense kontak maak en met mense verskyn, wanneer God dit toelaat. Wat 'n mens net moet ophou om te doen, of pas op om te doen, is om nie met engele te kommunikeer nie. Daar's gelowe in kerke wat engele aanspreek en met hulle kommunikeer. En as mense wat glo, as 'n engel aan my verskyn, dan kan ek met hom of dit kommunikeer. Die Bybel sê, Satan doen hom voor as 'n engel van die lig, en sy bewerkers ook, sy werkers doen dit ook. So jy weet nie, want hulle kan in 'n liggolf na jou toe kom. Die Bybel sê, die duiwel self en sy engele doen hulle voor as engele van die lig, om mense te bedrieg. En ek het al baie keer mense moes help en demone uit hulle uitdryf, wat deur hierdie engele goed aangespreek is en op sleeptou geneem is en verskriklike nagevolge gehad het van hierdie dinge. Dis net sowel, terwyl ons daaroor praat, as mense in die doderyk sogenaamd aan jou verskyn, sê jou pa of oupa of wie ook al, dis nie hulle nie, dis 'n bedrogspil.
Hulle kom in die voorkoms van hulle wat afgesterf het, want hulle ken ons almal, hulle sien ons brood en bloed. Dan kom hulle en kom manifesteer hier as 'n ophaal vir ding. Jy moet hom baie vinnig wegjaag. Ons mag nie met hulle kommunikeer nie. Ons mag nie met hulle kontak maak nie. Jaag dit weg en sê in die naam van Jesus Christus, gaan weg van my af, ek soek jou nie. Jy is nie my pa of my oupa. Omdat as jy die woorde sê, sê jy sien hoe daai gedrog uit tevoorskyn kom. Ek het al baie van hulle gesien, baie met hulle te doen gehad. Daar's mense wat byvoorbeeld, as iemand gesterf het, soos 'n vrou daar waar ek vandaan kom, dan begin hulle iemand ervaar hier in die huis. En naderhand begin die ervaring sterker word. So die vrou, haar man is oorlede, en skielik begin sy reuk kry. En sy het met hom getrou en saam gewoon. En dan skielik begin sy teenwoordigheid voel. En skielik begin hy op die bed sit as hy slaap. Dan voel sy hoe sat op bed. En skielik begin hy langs haar inkruip in die bed en lê. En skielik begin hy met haar kurm. En sy kry nie hulp nie, die predikante, dis hallusinasies, hulle wil haar sielkundiges toestuur, en gelukkig kom sy daar by my uit. En die oomblik toe sy praat, sê ek, pas op, wie is die duiwel besig met jou? En ons het daai duiwel uitgedryf uit haar huis en bestraf en het nooit weer teruggekom nie. Maar sy sê toe, die oomblik toe daardie ding verskyn, terwyl ons hom bestraf, toe verander die gesig in gedrog. Toe die man nooit na toe gekom, want hy kan nie na toe kom. Ek kan honderde sulke verhale vertel. Dis engele, pas op vir engele. Ons moet die engele bediening moet ons doen. Ons moet bid dat God engele aanstel om ons huise, in ons huise. En ons moet bid dat God engele met ons saamstuur as ons ry, as ons slaap. Dat baie mense met die engele beskerm word, onsself ook. So kry dit net 'n perspektief. Dan is daar gestorwe kinders van God wat in die heerlikheid van God is. Mense wat reeds weg is, wat geliefdes van ons is en so. Dan is die duiwel ook daar. Die duiwel word beskryf in Jesaja 14, Jesaja 28, Openbaring 12. Hy is 'n groot werklikheid in die geesteswêreld, die grootste naas God. En hy is besig om sy planne te doen, om te probeer om God se koninkryk en God se skepping oor te vat, en is bitterlik baie naby. Die gees van die anti-kris is ook in die geesteswêreld, dis 'n persoonlike gees, dis nie 'n ding soos 'n lig nie. Dis 'n gees, en hy het toegetree tot die aarde. Johannes sê vir ons in Johannes 2 vers 18, kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het, by anti-kris kom, bestaan daar nou reeds baie anti-kriste. En dan sê hy verder in hoofstuk 4, die gees van die anti-kris is van sy tyd af van die wêreld. En hy maak van hierdie oukies anti-kriste, wat die kerk in Jesus Christus opponeer. Hulle kan nie hulle self doen nie, daar is 'n gees wat hulle lei en verlei en dwing om dit te doen. So, mense net weet wat aangaan. Daar is demone. Demone is klein duiweltjies. Bose geeste is groot. Demone is kleiner. Daar's teorieë waar hulle vandaan kom, maar ek gaan nou nie daarop uitbring, is nie nodig om te weet wat hulle doen nie. Maar as ons praat van duiwels, dan praat ons van bose geeste en demone oor die algemeen. Maar wanneer daar mense gebind word deur magte, en daar's verskillende name vir die goed, ek meen die tyd swart mense noem dit topelos en so, en daar baie geeste of demone wat verskyn en sekere goed doen aan mense. En elke kultuur het sy name vir die goed. Maar die Bybel noem hulle demone. Hulle doen die vuil werk van die duiwels en van die bose geeste. Hulle doen die vuil werk. Maar hulle kan groot dinge ook doen. Hulle kan jou lewe vernietig as jy toelaat. Dan is daar ander betrokke wesens. Openbaring 6 praat van 4 perderuiters. Die gees van die dood, die gees van die anti-kris, en die gees van vernietiging en so, gees van oorlog. Dis magte wat reeds bestaan en is op pad om te verskyn
aan hierdie wêreld en hulle werk te kom doen, betrokke wesens, dan is daar afgryslike wesens in die geesteswêreld. Ek het gepraat van daai goed wat uit daai put, uit daai bodemlose put uitkom in Openbaring 9, wat mense gaan verskriklik pynig. Die Bybel sê daai dae sal mense soek om te sterf, maar die dood sal wyk van hulle af. So daai gees gaan hom een kant hou, dan gaan hierdie lot oorvat, en mense seermaak. Die laaste wat ek wil noem is gode. In die geesteswêreld is daar gode. En dis nou 'n baie interessante onderwerp waar ek graag 'n boodskap sal bring later. Die Bybel noem die Ou Testament noem hulle Nephilim, en die ekstra Bybelse beskrywings van die goed is ook Nephilim. En in Psalm 82 openbaar God wie hierdie goed is. Nou ek gaan nie die hele Psalm nou opmaak nie. Psalm 82 praat van julle is almal gode. Nou pas die mense dit op mense toe en sê, die Bybel sê ons is gode. Dit het niks met ons te doen nie. Dit het te doen met gode wat sy naam Elohim is. Elohim is die naam vir God of Here in die Bybel. Maar hierdie Elohim in Psalm 82 word in klein lettertjies geskryf. Dis net God se naam Elohim wat met 'n hoofletter geskryf word in die Bybel. En dit word baie duidelik gestel. So hier is hierdie goed, hulle oordeel die nasies, dis groot magte. Dit kan seker van hulle wees ook wat in Daniël 10 verskyn het. En hy geveg teen die boodskapper wat Daniël se boodskap hemel toe moes gedoen het, is miskien van hulle wat teen hom gestaan het en 21 dae lank geveg het dat die boodskap nie by Daniël kon uitkom nie. Maar dit laat ek so later daaroor praat. Elohim is 'n Bybelse woord vir Here. Wanneer met groot letters geskryf word, is dit God. Wanneer met klein letters geskryf is gode. En daai gode van hulle is in die hemel by God. Daar's 'n raadsaal in die hemel. Ek gaan nie uitbrei daarop nie, maar daar's 'n raadsaal waar vergaderings gehou word, waar hierdie saam met God praat. Dit word in die Bybel geskryf, ek sal later vir julle sê hoe God ons gaan. Die mense lewe, wat is ons lewe hier? Ons lewe is 'n voorbereiding vir die oorgang na die geesteswêreld. Baie mense sê ons het gearriveer. Ek het nou wat ek wil hê, ek is gelukkig, my pad is ook vorentoe, maar vir hoe lank? Tot jy 70 jaar word of 80 jaar, dan is dit verby. Maar is eintlik hierdie lewe 'n voorbereiding vir die oorgang na die geesteswêreld. Dis 'n voorbereiding vir God se kinders as jy hom in hierdie lewe ontmoet en aanvaar, om reg te maak vir jou intrede in die geesteswêreld wanneer Jesus kom of as jy sterf. Vir die ongeredde mense is dit 'n voorbereiding vir die ewige verderf. As hulle bekeer, kan hulle gered word, enige mens. Maar as hulle nie bekeer nie, gaan by die groot wit oordeelstroon gaan boeke geopen word en hulle werke gaan daaruit gelees word. Dis wat jy met jou lewe gedoen het en daarom is jy hier. Jy het jouself voorberei om hier te kom. Baie verwerp Jesus in hulle voorbereiding om daar te kom uit dwaasheid. Want Psalm 14 sê die dwaas in sy hart, daar is nie God nie. En so is dit maar so. Lukas 16 beskryf, soos ons gelees het, wat met ons almal gaan gebeur. Lazarus het gesterwe, die ryk man het gesterwe, Abraham was lankal, hy is daar saam met heiliges wat gesterwe het. So, ons almal is op pad na die ewigheid, die onsigbare werklikheid. So, Handelinge 17 vers 30 sê God en hy waarsku ons. Hy sê God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, hoofletter M. En hy het hiervan aan almal die sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Die opstanding van Jesus Christus sê daar kom 'n oordeel. Sê daar's 'n wêreld wat jy nie kan sien nie. Maak reg daarvoor. Wie dit ook al is, wat moet regmaak hier op buitekant, maar God gee dat dit nie te laat sal wees nie.